Here, ons het saam met die engele gesing, heilig, heilig, heilig is U. En ek weet, ons verstand kan dit nie, Engels sê comprehend nie, verstaan nie. Hoe is dit dat U so groot God met ons te doen het? Hoekom het U ons so gemaak soos wat ons is? Hoekom het U ons gemaak dat ons soekend is na U? Maar is U wil met ons verhouding hê. U wil met ons 'n pad loop. Want U het vir ons Jesus gestuur, juist dit. En nou wil ons bid dat ons vanoggend met 'n geopende hart hier sal sit, wat sal sê, ek wil graag leer, ek wil graag hoor meer van Jesus en meer van my en hoe ons moet leef. En maak ons gewillig om te hoor. Maak ons mense wat sal luister en hoor met geopende ore. Help vir my wat daaroor moet praat. Help vir die Heilige Gees, help vir ons wat dit moet verstaan en verwerk en gaan leef. Help vir ons daarmee. Dankie vir U woord en dankie vir U Gees en dankie vir Jesus. Amen. Nou as jy dink oor jou hele lewe, dan is jy hier vanoggend vir een of ander rede, omdat Jesus 'n impak in jou lewe gemaak het. Op een of ander rede, of vir een of ander rede, assosieer jy vanoggend met Jesus. Anders jy moes nou nie gewees het nie. So ergens, en julle wat luister ook, en kyk, ergens het jy 'n ontmoeting gehad, of 'n besluit gemaak, om te sê, ek assosieer met Jesus. Nou dit kan wees, dat baie mense assosieer met Jesus, en hulle bewonder hom. Hulle sê hy is wonderlik, en dis wonderlik wat hy gedoen het. En ander mense sê, kan hulle assosieer met Jesus, want hulle sê, hy is goed om na sy goed te luister, want hy is 'n goeie teacher, en is goed om die Bybelse goeders te luister, en te verstaan, maar dit is goeie goed. Dus kan dit vir mense gee, as hulle swaar kry, en mense sê, ek hou daarvan, as die Here om sy woord te lees. Dis miskien hoe jy assosieer met Jesus. Die probleem as 'n mens net hom bewonder, en net graag na sy woord, of sy versies luister, wat so mooi is, die dagversies, is dat dit verander nie regtig die impak van Jesus se lewe, deur ons, in ons lewe, en in ander mense se lewens nie. Want ons sit, en julle kan almal daarvan getuig, ons leef in twee wêrelde. Ons leef in 'n wêreld, waar ons sondige natuur gemaklik is mee. Ons sondige natuur is gemaklik om dit wat in die wêreld gebeur, te aanvaar, of saam mee te gaan. En aan die ander kant sit ons met 'n wêreld waar ons sê, maar ek wil met God assosieer. Ek wil graag met hom geassosieer word. Die probleem is, dat uiteindelik kom 'n ou by 'n punt, waar as jy so dink, en Jesus het nog nie 'n impak in jou lewe gemaak nie, dat jy eintlik maar sê, los hierdie mense uit wat jy glo nie, dat ek maar eintlik net kan leef soos wat ek wil. Want God is goed, en God is genadig, en God is liefde. Maar nou kom hy vanoggend, en hy sê, maar as jy met my wil assosieer, het ek iets anders in gedagte. Ek het nie net in gedagte, en het is goed om vir Jesus te bewonder, en is moet. En het is goed om te sê, ek luister na sy woord, want het is fantasties om dit te doen. Om te sê, maar die woord praat met my. Maar uiteindelik wil hy hê, en dit is wat hy wil praat vanoggend oor, is, maar hoe gaan jy verder? Hoe leef jy dan 'n lewe, wat die impak van Jesus duidelik is, vir elke mens met wie jy te doen het? En kom ons lees dit, aan Lukas 9. Toe het hy vir almal gesê, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon, en elke dag sy kruis opneem, en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil behou, sal dit verloor,
maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit behou. Wat help dit as 'n mens die hele wêreld as wins kry, maar homself verloor of ten gronde gaan? Elkeen wat hom vir my woorde skaam, vir hom sal die Seun van die mens hom skaam wanneer hy kom, bekleed met sy heerlikheid en die heerlikheid van die Vader en van die heilige engele. So, Jesus wil hê, en dis waaroor vanoggend gaan, is dat hy sê, ek wil hê, as jy met my assosieer, moet jy my volg. En almal van julle volg iets. Almal van ons volg iemand. Jy het iemand, jy dalk in sport, of dalk in jou politiek, jy sê, ek hou van wat hierdie ou sit, sê, en julle wat op Facebook en Instagram is, julle het followers en julle volg iemand. En dis nie wat Jesus bedoel as hy praat oor volg nie. Hy bedoel nie as hy sê, ek wil hê, jy moet my volg, dat jy net 'n button klik en sê, follower of Jesus. En dan, soos met enige iemand wat jy volg, as jy met hom verskil, kan jy met hom verskil. Maar Jesus sê, as jy my volg, dan loop jy my pad, dan loop jy wat ek wil hê jy moet doen. En dis waar hy ons wil leer. So die eerste ding wat ek wil vra, of sê, oor volgingskap, is dit. Hy sê, daar's 'n gewilligheid by jou. Nie net 'n assosiasie nie, nie net om te sê, ek assosieer met hom nie, maar by 'n punt te kom te sê, ek is gewillig om hom te volg. En dis waaroor ons vanoggend gaan praat. Nee, maar wat gaan nou aan? Toe sê hy vir almal, as iemand agter my wil aankom, so daar's 'n gewilligheid, daar's 'n eerste keuse wat jy maak, want jy hoef nie vandag hier te gesit het nie. Jy hoef nie te assosieer met Jesus nie. Daar's baie mense wat jy ken, wat dalk Christene was of is, wat glad nie meer assosieer met Jesus nie. Daar's mense wat ver van hom af is, mense wat sê, ek wil niks met hom uit te waai het nie. Maar jy is hier vanoggend, vir een of ander rede, het jy gesê, ek wil met hom assosieer. En dis die eerste stap van volgelingskap. As jy by 'n punt kan kom om te sê, maar ek is gewillig om hom te volg. Ek het 'n keuse gemaak om te sê, ek assosieer met hom. Dis die eerste ding. Maar nou, en dis wat ek hou van Jesus. Hy's reguit en eerlik. Hy sê, as jy agter my wil aankom, wow, stop eers. Dan gaan ek vir jou verduidelik wat dit gaan kos. Dan noem hy die eerste ding selfverloning. Toe het hy vir almal gesê, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, elke dag sy kruis opneem en my volg. Nou dink vir 'n oomblik in die wêreld waar ons nou leef, hierdie era waar ons leef. Dis die era van die self. Is maar so. Almal is behep oor hulle self. Bestaan nie met hulle gesê, is nie meer so seker nie, want almal het seker nou al selfie sticks gekoop. Maar het op 'n stadium gesê, een van die goed wat die meeste verkoop het, is selfie sticks. Want ons wil ons self afneem, en ons neem selfies, en ons neem onsies, want ons wil almal wys hoe lyk ons. Is dit reg, is dit 'n onsie? Huh? Het kan nie 'n selfie wees as daar twee mense is nie. Maar as mense is behep met hulle self. Dat ons lewe in 'n tyd wat mense sê, dit maak nie saak wat God sê of die samelewing sê nie, dit wat vir my tel is belangrik. Die keuses wat ek wil maak oor my lewe is vir my belangrik. Ek wil kies. En daarteenoor kom sê Jesus, maar as jy kies, as jy wil my volg, dan moet jy jouself verloon. Dan is die self nie meer belangrik nie. Dan moet jy dit verloon. En julle wat in enige sport sal deelneem, sal weet, sal selfverloning verstaan. Want om te kan perform in atletiek of enige van 'n sport, moet jy prys gee. As jy ernstig is om te sê, ek wil hierdie sport gaan doen, ek wil 'n hoë sport in hierdie sport bereik, dan gaan ek prys gee, ek gaan 'n sekere dieet eet, ek gaan nie saam met die ouens kan kuier nie, ek is voorbereid, ek berei my voor vir die dag wanneer ek gaan deelneem aan
Sê nou maar as die Eysterman of Hakel, of 'n marathon. Jy wil 'n marathon se hardloop. Jy moet self verloon. As die ander ouens lustig sit en hulle kyk so oor die water, dan hardloop jy. Is dit nie so nie? Dan sê jy vir hulle, "Baai, ek oefen, ek hardloop en ek gee myself." As jy op 'n dieet gaan, dis selfverloning, want almal eet chocolates en chips. En jy verloon jouself en sê, "Ek kan nie. Ek kan nie verstaan nie, iemand my net help asseblief. Waarom is roomys en chocolates so lekker? Is dit so? Hoe kan dit lekker wees? Hoe kan dit verkeerd wees?" Glad nie. En wat ek nog nie verstaan nie, 'n chocolate blokkie is eers 100 gram nie. Maar as jy hom eet, dan tel jy 1 kilogram op. Ek verstaan dit glad nie. Ek weet nie hoe dit werk nie. Maar as jy wil eet, dan verloon jy jouself. Jy ontneem van jou goed, want jy het 'n ding in gedagte. En ek dink dis wat Jesus ons wil kom leer. Hy sê selfverloning beteken, dis 'n reglynige besluit wat jy neem teen jou sondige natuur. Want jou sondige natuur sê, dit wat ek wil hê, dit wat ek sien, dit wil ek hê. Die sondige wêreld sê dit. So as hy sê, volg my en verloon jouself, dan gee hy vir ons die teenoorgestelde van selfverheffing. Want selfverheffing, self belangrik maak, die outeur daarvan weet ons almal is die duiwel. Hy het dit so geskryf. Daarom kom Petrus op 'n stadium, net om te demonstreer hoe werk die duiwel binne in die kerk. Petrus loop 'n paar jaar saam met Jesus, en dan kom Jesus en hy sê vir hulle, nou moet julle sit, dan gaan julle nou vertel wat gaan gebeur. Hy sê, die seun van die mens het gekom om te ly en te sterf. En Petrus staan op en sê, dit gaan nie gebeur nie. Ek gaan dit nie toelaat nie. Ek sal keer, ek sal veg daarvoor, dat u nie doodgaan nie. Wat het hy in gedagte gehad? Nie vir Jesus nie. Hy het homself in gedagte, want ons wil vir Jesus vir altyd by ons sê, ons gaan nie toelaat dat iets met u gebeur nie. So ons lekker dat hy hier is. En wat doen Jesus? Hy draai om en hy sê vir hom, Petrus, Satan, gaan weg van my af. Want die Satan is altyd besig om mense te veroortuig van hoe belangrik ons posisie is. Nou, is dit so, as jy selfverloning doen, dat jy nie 'n zombie is nie. Dat jy nie 'n besluit mag neem nie. Ons moet niks meer doen nie, want ons het onsself verloon nie. Jy gee nie jou verstand prys nie. Jy gee nie jou emosies prys nie. Jy bring dit net in lyn. En dis presies soos met huisoefening vir sport. Jy bring jou alles in lyn, want jy het 'n gedagte waar jy wil uitkom. En ons gedagte waar ons wil uitkom, ek het dit net jou gesê, as jy ernstig is met God, en jy sê ek wil hom volg, is die gedagte waar hy wil hê ons moet uitkom, dat ons in die praktyk sal word wat ons in posisie is. Jou posisie as jy glo in God, is jy 'n kind van God. En as jy 'n kind van God is, dan kan dit nooit van jou af weggevat word nie. Maar jy weet en ek leef nie altyd so nie. So die hele proses waarmee hy besig is van selfverloning, is om te sê, ek wil jou leer hoe om 'n kind van God te wees, wat jy al reeds is. En julle weet ons, julle kinders, julle leer julle kinders om julle kinders te wees. Al is hulle julle kinders. Want hulle moet nog leer, wat is jou reëls, hoe werk dit in hierdie huis, en so leer jy jou kind, maar hy word nie meer kind nie, maar hy moet leer, en dis wat Jesus ons wil kom leer. Hy is besig daarmee, om vir ons te kom leer. Maar nou kom hy, en dan vat hy die ding verder. Miskien kan jy dit sê, as jy Jesus is jouself verloon, dan is dit Jesus se way en nie meer my way nie. Dis eintlik die ding. Want my way is belangriker vir my dan as dit Jesus se weg. En dis selfverloning. So die volgende ding wat hy sê is nogal meer interessant. Want hy meer uitdagend, want hy sê om Jesus te volg, vra om jou kruis op te neem. Toe het hy vir almal gesê, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, elke dag sy kruis opneem en my volg.
Nou, ons verstaan ons nou nie kruising. Al wat ons weet van die kruis is Jesus. En ons weet dat die kruis het vir Jesus doodgemaak. En ons weet dat hy is doodgemaak aan die kruis, en dis wat ons glo, as ons glo in Jesus, dat hy is doodgemaak vir ons, sodat ons sondes vergewe word. Maar om kruis op te neem, om jou kruis op te neem, is nie noodwendig lyding nie. Dit is moenie 'n gedagte hê, ek moet swaar kry, myself kastei, dis niks daarmee uit te waai nie. Kruisdra beteken net dit, om gehoorsaam te wees aan die wil van God. Dis 'n daaglikse proses. Dis nie soos wedergeboorte, wanneer jy jou lewe vir die Here gee, of wanneer jy besluit om 'n Christen te word, dis wedergeboorte. Maar kruisdra is 'n gewillige gehoorsaamheid, nie aan jou wil nie, maar aan God se wil. En kruisdra is persoonlik. Dis jy wat by 'n punt kom om te sê, Here, ek wil graag my kruis dra, deur soos Jesus gehoorsaamd gewees het aan sy Vader se wil, so wil ek ook gehoorsaam wees aan sy wil. Dis die kruis wat hy vra. En dis 'n persoonlike ding. Jy kan nie iemand anders se vra om jou kruis te dra nie. Jy kan nie iemand anders se kruis dra nie. Jy kan dit nie outsource na my toe nie. Jy kan nie sê, Piet, jy moet elke Sondag hier kom praat, sodat ek net kan weet hoe om gehoorsaam te wees nie. Dit help nie. Jy gaan my punt moet kom om te sê, ek vat die woord van God ernstig op. As hy met my praat in die woord, en hy sê vir my, A en B is nie reg nie, C en D is reg, dan vat ek dit. Want dit is nie iemand anders wat vir my kan doen nie. Ek kan nie iemand anders vra om namens my te glo, of om namens my gehoorsaam te wees nie. Kruisdra is 'n persoonlike ding. Is iets wat jy doen, en jy alleen kan doen. Maar die wonderlike van kruis, selfs Jesus kan nie jou kruis dra nie. Jy kan nie na Jesus toe kom en sê, dra my kruis nie. Dis joune om te dra, en daai dra my kruis, sê ek weer, is gehoorsaamheid. Maar die wonderlike van Jesus is, hy gee ons krag. In Filippense 4:13 sê hy, jy is tot alles in staat, deur Christus wat jou krag gee. So as jy by die punt kom, en jy besluit om dis vir jou belangrik om gehoorsaam te wees, dan weet jy, sal jou krag gee. Nou wat, is die vraag wat ek wil vra, dink gou 'n bietjie daaroor. Watter ding, indien enige, kom nou by jou kop op, wat jy weet, daai ding, is waar ek ongehoorsaam is aan God se wil. Ons kan 'n bietjie dink. Wat is dit, wat ek weet voor die Here, hy wil hê, ek moet 'n kruis dra voor. Ek moet dit aan die kruis gaan vasstypel, vasspyker, vasmaak, klaarmaak daarmee. Doodmaak dit in my lewe. Wat is daai ding? Dink 'n bietjie oor. En dit hoef nie 'n sonde te wees nie. Dit kan net iets wees wat vir jou belangriker is, wat jou tyd vat weg van God, wat maak dat jy minder ongehoorsaam is aan sy wil, wat die impak van Jesus minder in jou maak. Dink vir 'n oombliekie. Wil jy nog dink? Hoor wat sê hy, as jy weet wat dit is, hoor wat sê hy, want elkeen wat sy lewe wil behou, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit behou. Wat help dit 'n mens, as hy die hele wêreld as wins verkry, maar homself verloor, of ten gronde gaan? So dink weer, wat is daar in my gedagtes, wat is daar in my lewe, wat ek so aan vasklou, wat ek nie wil prysgee, sodat ek die lewe van Christus kan kry nie. Want dis 'n paradoks hier. Dis teenoorgesteldes. Dit sê, jy moet verloor om te wen. Jy moet gee om te kry. Dis wat hy vir ons kom sê. Dis 'n ongelooflike prentjie as jy dit verstaan. Dis, julle weet nou nie van ruiltransaksies nie, maar in die jare terug, ek weet nog aan my pa se tyd, het hulle geruil met produkte, as jy nie geld het nie. Jy vat jou klomp tomaties,
na iemand toe wat 'n skaap het, dan gee jy vir hom 'n skaap of jy gee vir hom produkte. Dis 'n ruiltransaksie. Eintlik doen ons dit maar jy ruil jou geld vir produkte. Maar hierdie is 'n hemelse ruiltransaksie wat jy moet raak sien. God sê, Jesus sê, as jy die ewige hemelse lewe wil beleef hier op aarde alreeds, gee jou lewe. Dit wat jy wil behou, gee dit vir my. Dit wat vir jou so belangrik is, dit wat vir jou wegvat van my af, daai ding wat in jou kop is, daai ding wat jy weet, die Here praat met my daaroor. Dis 'n ongehoorsaamheid of is 'n ding wat vir my so belangrik is. Hy sê, gee jy dit vir my, en dan sien jy wat gee ek vir jou. Dis 'n ruiltransaksie wat in die hemel plaasvind, elke dag. Dit gaan elke dag goed wees, wat in jou lewe opkom, wat jy besef, maar wow, hierdie ding raak nou vir my belangriker as God. Hierdie ding raak vir my belangriker as om gehoorsaam te wees aan God. Ek gaan dit verruil vandag vir lewe by die werk. Nie dood nie, want anders loop jy by die werk en by die skool en by die universiteit en tussen die mense waar jy gaan kuier. Dis daar 'n doodsheid. Dis nie 'n lewe nie, want jy wil dit nie inruil nie. Nou die Griekse woord daarvoor vir lewe is psyche. En dit beteken eintlik hart en siel. Nou die lewende vertaling vertaal dit so: wie hart en siel in hierdie wêreld is, sy hart en siel is nie in God se wêreld nie. Hoor mooi. Wie hart en siel in hierdie wêreld is, dis 'n stelling. Sy hart en siel is nie in God se wêreld nie. Daar's nie 'n middelpad nie. Jy moet dit hoor vanoggend. Daar's nie 'n middelpad waar jy kan sê God se wil, die wêreld se wil, ek gaan nie in die middel wees nie. Hy sê dit baie duidelik. Die tweede een sê, wie sy siel vir hierdie wêreld verkoop, verloor dit in die toekomstige wêreld van God. Maar wie sy hart en siel verloor het ter wille van God, sal hart en siel in die ewigheid ingaan. So as jy dink aan daai tyd, wanneer iemand 'n kruis sou as jy iemand met 'n kruis sou gesien loop het, en dis hoekom Jesus daai voorbeeld gebruik, dis 'n voorbeeld wat hulle sou verstaan het, dan weet jy, as jy 'n kruis, iemand sal sien loop op pad na Golgotha toe, of waar hulle ook die ouens langs die hoofpad gekruisig het, dan is daar een ding wat jy verseker geweet het, daai ou se lewe is verby. Sy lewe is verby. Daar's 'n tweede ding wat jy sal weet. Jy sal weet, daai ou het geen toekomsplanne nie. Hy het niks meer wat vir hom kan belangrik wees nie. Hy gaan doodgaan. En dis eintlik die beeld, dis so 'n mooi beeld wat ons kan hoor. As ons sê, ek wil Jesus volg, hy sê dan moet jy gewillig wees, jy moet jouself verloon, jy moet jou kruis opneem, met ander woorde, jy moet dood wees wat dit vir God, dit wat jou siel doodmaak of jou wegvat van God. 1, en 2, jy het eintlik nie toekomsplanne sonder God nie. En ek weet dis moeilik. Ek weet ons sit hier en ons weet ons het 'n klomp toekomsplanne. Maar God wil eintlik hê jy moet by hom sit en sê, kom ons dink saam oor hierdie planne. Daarom skryf Paulus op 'n stadium hieroor. As hy in die Romeine skryf, dan sê hy, hoor mooi wat hy sê, gee julle self as lewende en heilige offers, wat vir hom aanneemlik is. Hoor mooi, gee jouself as 'n offer wat vir hom aanneemlik is. Nie Here, dis wat ek sal gee nie, ek sal halfway kom en dan moet iemand die ander helfte self uitsorteer nie. Hy sê dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik is. Nou ek weet dis nie maklik nie. Ek weet hierdie goed is nie maklik nie, maar ek weet dis moontlik. Dis weer is moontlik as jy kom en jy kyk na jou lewe en sê daai goed in my lewe is nie so belangrik nie. Dit hoef my nie weg te vat van God nie. En dan sê Jesus, volg my. Die volg my gedagte wat hy sê, is dat loop in die pad van my. En ons ken die pad. Hierdie Bybel is die pad.
Die Heilige Gees hou ons op die pad. Die Heilige Gees help ons op die pad. En ek het nou nog gesê, daar is nie 'n middeweg nie. So iemand wat sê, ek assosieer my met Jesus, loop eintlik agter Jesus aan. En dan het jy 'n radikale impak. Dan gaan daai impak van Jesus nie net rondom jou gebeur nie. Want as ek so dink oor julle, en ek dink oor ons, ergens het mense vir ons hulle lewe prys gegee, sodat ons kon hoor dat Jesus is ons koning. Dit kan jou ouers wees, jou grootouers, hulle het in die weë van die Here geloop. En julle almal wat oupas en oumas het, wat die weë van die Here geloop het, sal onthou hoe ernstig hulle met God was. Hoe alles om God gedraai het. Hoe die kerk die middelpunt van die dorp was. Daai is verby. Ons kan dit weer terugbring. Ons kan dit terugbring om te sê, as ek radikaal begin om te sê, ek gaan myself verloon, ek gaan agter Jesus aanloop, ek gaan gehoorsaam wees aan hom, dan in my gesin, by my buurt, by my vriende, dan gaan ons 'n legacy laat. Dan gaan ons ook 'n legacy laat, 'n nalatenskap laat, as ons ernstig is daarmee. Maar dan sê Jesus 'n verdere ding. Om Jesus te volg, vra ook skaamtelose volgelingskap. Hoor wat sê hy? Elkeen wat hom vir my en my woorde skaam, vir hom sal die seun van die mens hom skaam wanneer hy kom. Bekleed met sy heerlikheid en die heerlikheid van sy Vader en van die heilige engele. Nou, ek weet nie van julle nie, maar ek het al in sulke situasies beland, waar jy, wat het eintlik nodig was om te wys, jy's 'n kind van God, maar dan is jy bang of skaam om jou opinie te lig. Of jy is bang jy gaan nie aanvaar word nie, of jy's bang hulle gaan jou spot of uitskuif. En die ding wat ek baie keer hoor, ek is bang ek offend them. Of ek gee aanstoot. Ek wil nie aanstoot gee nie. En dan is ons eintlik skaam vir dit wat ons glo. Want as Jesus kom en hy sê, jy moenie jou skaam nie, dan behoort jy nooit bang te wees om vir mense te sê wat jy glo nie. Ek sê nêrens of hoef mense te veroordeel nie en te sê hoe sleg is hulle nie. Maar mense sê vir my, ek kan nie by die werk praat oor my godsdienst nie, maar jy kan praat oor wat jy glo. Dis wat ek glo. Mense glo in iets anderster, hulle glo in evolusie en hulle praat daaroor. Maar ek kan sê, maar dis wat ek glo. En die toets van wanneer ons in 'n geselskap staan, en jy sal dit weet, julle sal almal dit weet. En jy hoor die praatjies is 'n bietjie op die verkeerde kant. Die vuil praatjies begin nou kom. Of die grappietjies kom. Dan lag jy maar saam of stap jy weg. Dis eintlik wat Jesus sê. Moenie jou skaam vir my nie. Moenie jou skaam dat jy my kind is nie. Wees trots daarop dat jy my kind kan wees. Want daar's 'n geweldige waarskuwing. En ek het weer net gedink, dit is eintlik 'n skrikwekkende waarheid. Hy sê, as jy jou vir my skaam, as Vader eendag kom, ons te kom haal, dan gaan ek my vir jou skaam. Gaan ek net sê, ek wil my nie met jou assosieer nie. So wat kies jy vandag? En dink gou aan 'n klomp verskonings. Ek gaan jou kans gee dat jy 'n bietjie dink aan verskonings. Hoekom jy nie vir Jesus kan volg nie? Gou, dink daar is 'n goeie verskoning. Okay, werk nie. Vat 'n ander verskoning. Miskien het jy 'n klomp verskonings vandag. Waarom jy nie vir Jesus kan volg nie. Waarom jy nie jouself kan verloon nie. Waarom jy nie jou kruis kan opstaan nie. Waarom jy jou moet skaam vir Jesus. Dink gou aan daai verskonings. Ek gaan vir jou een gee. Ek gaan julle help met verskonings. Nee, ek gaan julle nie help met verskonings nie. Jesus gaan julle help met verskonings. Hy sê vir die ouens, julle moet my volg. Hy sê, terwyl hy op pad was, sê iemand vir hom, ek sal die volg waar u ook al gaan. En toe sê Jesus vir hom, jakkals het gate en voëls het neste, maar die seun van die mens het nie eens 'n rusplek vir sy kop nie, so waar wil jy agter my aangaan? En sê hy, volg my, maar hy antwoord, Here, laat ek eers teruggaan om my pa te begrawe. En toe sê Jesus vir hom, laat die dooies hulle eie dooies begrawe.
maar gaan verkondig jy die koninkryk van God. Nog een het gesê, ek sal die volg, Here, maar laat nie eers toe my familie by die huis te gaan groet. En Jesus sê, iemand wat die hand aan die ploeg slaan en aanhou omkyk na wat agter is nie geskik vir die koninkryk nie. So hier's 'n paar verskonings wat jy nog nie aan gedink het nie. Maar wat 'n verskoning het jy? Wat 'n rede het jy vir oggend om te sê, ek kan nie agter Jesus aankom nie. Want dit is vir my moeilik om myself te verloon. Of is moeilik om prys te gee, my kruis op te dra. Is vir my moeilik. Ek is skaam vir dit. Wat 'n verskoning het jy? En ek. So ek sluit af net dit te sê. As Jesus 'n impak in ons lewe gemaak het, en ons glo dit, en ons sit hier en ons luister, en ons sê, ons assosieer met Jesus, dan vra hy nie net dat ons aan hom sal commit nie, maar dat ons sal submit. Met ander woorde, dat ons sal kom by 'n punt, waar ons sê, Here, ek gee heeltemal oor aan U. Help vir my met my sonde, help vir my met dit wat my swaar is, help vir my asseblief. Here, ek is bereid om myself te kruisig, ek is bereid om dit wat vir myself so belangrik is, vir U te kom gee. Ek wil my lewe in ruil gee vir 'n lewe. Want dis wat die lewe is. 'n Lewe saam met Christus op aarde is hemels. Ja, as partykeer vervolging, partykeer sleg sê, maar so wat? Jy weet wie die Here is. En die vraag wat jy moet vra, is jy 'n bewonderaar van Jesus? Is jy iemand wat hou daarvan om na hom te luister? Is dat sy woorde? Of is jy bereid om te sê, sonder dat jy verskonings het, ek wil hom graag volg. Ek weet nie hoe gaan dit nou wees nie. Weet nie as ek vanoggend 'n keuse maak om te sê, Here, ek wil U volg soos wat U wil hê ek moet U volg nie. Ek weet nie wat gaan gebeur nie. Maar ek weet U sal daar wees. U gaan saam met my wees. Want jy sien, volgelingskap kan jy nie aan en af sit nie. Jy kan nie lyk soos 'n volgeling as jy by die kerk is en as jy by die dominee is of by die pastoor is nie. Dis iets wat altyd daar moet wees as jy alleen is. So spandeer tyd in die woord en moenie skaam wees as jy 'n kind van God is nie. Wees trots daarop. Ek is 'n kind van God. Kom ek bid vir ons. Here, ek is baie keer skaam om te dink hoe ek skaam is oor U. Ek baie keer nie die moed het om te praat as ek moet praat met mense nie. Baie keer nie die moed het of die lus het om myself te verloon nie. Wanneer ek net so belangrik geraak het. Baie keer nie lus het en die moed het om gehoorsaam te wees nie. Maar gehoorsaam te wees aan my eie sondige natuur. Ek baie keer net nie my kruis opneem en nie te volg nie. Dit is so maklik, Here, om nie dit te doen nie. En ek weet ons almal sukkel daarmee. Maar vanoggend is net weer so 'n stopplek. Miskien net 'n recalibration, 'n herfokus om te weet dat U wat die lewende Here is, het vir ons 'n nuwe lewe kom gee. En U wil ons help om alreeds hier te lewe. Want niks in hierdie Bybel is moeilik of is so dat ons moet seer kry of swaar kry nie. Die hele Bybel is geskryf sodat dit met ons goed sal gaan. En ek weet nie hoe mense reageer op hierdie woord nie. U sal alleen weet. Maar Here, as daar verskonings is wat ons kan aanvoer, hoekom ons nie U kan volg nie, hoekom ons nie onsself kan verloon nie, hoekom ons nie ons kruis kan optel nie, hoekom ons U nie kan volg en skaamteloos volg nie. Help vir ons, wat dit net sal wegverdwyn, en ons kan sê, ek kan nie volg. Heilige Gees, help dan vir my, om vandag net een stapie nader te kom, in volgelingskap, en ek bid dit vir elkeen van ons. In Jesus se naam, amen.